Goeiedag en welkom by Woordspieël, waar ons weer vanoggend in die woord inkyk, om Jesus daarin raak te sien en om onsself in hom raak te sien. Mag hierdie woord vandag vir jou bemoedigend wees, soos wat jy jouself hierin raak sien. Ons is by Genesis hoofstuk 8 en my tema vanoggend is God dink aan my. Die skrif wat vir my uitstaan is Genesis 8 vers 1. Maar God het gedink aan Noag en al die mense en diere by hom in die ark. Hy het 'n sterk wind oor die water laat waai en die watervloed het begin afneem. Noag en sy gesin het maande in die ark spandeer. En selfs nadat dit opgehou reën het, het hulle nog lank daar tyd spandeer, soos wat hulle gewag het dat die water moet sak. En het kon jare gevat het vir die water om te sak en die aarde om weer bewoonbaar te wees. Maar God het aan Noag en sy mense gedink. Dit was nie net 'n terloopse gedagte gewees nie. God was mindful van Noag. God het die heeltyd vir Noag en sy gesin in sy gedagtes gehad. Hy was in konstant bewus van hulle en van hulle situasie. En toe stuur God 'n wind wat maak dat die aarde vinniger afdroog en Noag hulle se situasie weer verander. Soms voel dit vir my soos maande, jare, wat iets dieselfde bly en daar nie die verwagte uitkoms kom nie. Tog weet ek dat God konstant aan my dink, dat hy by my is, dat hy in my is, en dat hy sy planne uitwerk in my lewe, dat ek konstant in sy gedagtes is. Ek hoef nie angstig te wees nie. Op die regte tyd sal hy die wind stuur wat die prosesse versnel en die situasie sal verander. Die een dag kan dit nog vir my lyk asof niks gebeur nie, volgende dag kan alles verander. Mag dit jou bemoedig. Bly getrou. Vertrou op die Here. Hy dink aan jou en hy is besig om te werk. Kom ons bid saam. Jesus, vandag plaas ek weer my vertroue in U. U vergeet nie van my nie. U is konstant gefokus en bewus van my. U planne vir my kom tot vervulling. Amen. As hierdie iets vir jou beteken, deel dit vandag met iemand. Subscribe op die YouTube kanaal. Die Here seën jou.